Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. (1 Corinthians chapter 11, verses 2 through 16. I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I pass them on to you. But I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Every man who prays or who prophesies with his head covered dishonors his head. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. It is the same as having her head shaved. For if a woman does not cover her head, she might as well have her hair cut off. But if it is a disgrace for a woman to have her hair cut off or her head shaved, then she should cover her head. A man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man. For man did not come from woman, but woman came from man. Neither was man created for woman, but woman for man. It is for this reason that a woman ought to have authority over her own head, because of the angels. Nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor is man independent of woman. For as woman came from man, so also man is born of woman. But everything comes from God. Judge for yourselves. Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? Does not the very nature of things teach you that if a man has long hair, it is a disgrace to him, but that if a woman has long hair, it is her glory? For long hair is given to her as a covering. If anyone wants to be contentious about this, we have no other practice, nor do the churches of God. So far. Goeiemôre Ligpunt. Dit is lekker om vanoggend by julle te wees. My naam is Johan van Aswegen. Ek is 'n ouderling hier by Ligpunt. Dit is my voorreg om hierdie lekker teks vir ons te preek vanoggend. As dit jou eerste keer hier by ons is, asseblief weet hierdie is 'n unieke teks. Jy het nie in 'n tipe van 'n sekte hier ingestap nie. En jy is nie die enigste een wat nie verstaan wat daar aangaan nie. Ek dink meeste van ons sukkel ek staan nie voor. En as ek eerlik is, ek verstaan nie alles wat hier aangaan nie. Dis dalk goed net hier per inleiding om vir julle vinnig te verduidelik wat ons oortuiging is as kerk wanneer dit kom by God se woord, want dit is van toepassing op vandag se boodskap. Ons preek tekste soos hierdie, want ons glo God se woord staan bo ons. God se woord, dit is die gesag waaronder ons onsself sit, sodat ons begeertes, ons emosies en selfs die samelewing nie vir ons bepaal wat reg en verkeerd is nie. Ons oortuiging is dat God deur sy woord ons moet lei in dit wat goed en reg is, of ons saamstem daarmee of nie. Dit is hoekom ons by Ligpunt ten minste
nie baie tematiese preke preek nie. Ons preek baie keer tematies, maar nie baie nie. Indien ons byvoorbeeld net tematiese preke gepreek het en ons kies hier en daar tekste, ons kan daai tekste hier en daar, ons kan hulle saamstel, ons kan hulle kies. Ons kan rondspring in die Bybel en basies alles sê wat lekker is, alles sê wat gehoor wil word. En in sodoende mis ons blind spots. Ons blind spots word nooit aangespreek nie. Nee, by Ligpunt is dit ons oortuiging dat ons soveel as moontlik eksegeties wil preek. En dis maar net 'n teologiese woord wat wil sê, ons wil soveel as moontlik deur die Bybel preek, boek vir boek, vers vir vers. Hoekom? Sodat ons juis op oggende soos vanoggend by tekste kom wat ons verras en ons uitdaag. Tekste wat ons dalk nie self sou gekies het nie ek nie. Maar vanoggend kan ons sê, God het hierdie teks vir ons gekies. En ek wil julle te rus stel, al is hierdie 'n unieke teks waarvan nie alles sin gemaak kan word nie, en selfs al moet ons op plekke selfs bietjie tegnies raak, weet die groot en oorhoofse punt wat Paulus wil maak is duidelik. Daar is 'n kragtige en waardevolle boodskap hier vir ons, en ek gaan my bes probeer om ons by daai hoofpunt uit te kry. Kom ons bid saam, en vra ons die Here ons lei deur sy woord. Almagtige God, Vader in die hemel, U is goed, U is groot en U is hier. En soos wat ons die woord oopbreek vanoggend, vra ons dat die Gees hier sal wees, juis om ons te help om te verstaan. Maar dat die Gees diep in ons harte sal werk, dat U ons sal verander, en dat U naam sal verheerlik word vanoggend. Help my ook, Vader, as U nederige diensknegt om hierdie teks eer te doen. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Vanoggend vra ons die vraag, waarom het God 2 geslagte geskep? Hoekom lewe ons nie in 'n wêreld van net mans of net vrouens nie? Ek is seker daar's 'n grappie daar oor sport en winkels wat iemand wil vertel, maar ons hou dit vir na die diens. Hoekom 2 geslagte? En hoekom verskil ons so? Dit is vir my interessant dat daar nou al bewegings is wat totaal en al wil wegmaak met die idee van geslag. Die ou mantra was, women are from Venus, men are from Mars. Wêreldse verskil tussen ons twee. Die nuwe mantra is die nuwe slagspreuk wat die samelewing oor ons uitpolsyn is, gender is a social construct. Bedoelende, geslag is iets wat die mens geskep het, dit is sleg, dit druk ons in boksies waarin ons nie pas nie, mans en vrouens is presies dieselfde, enigiets wat 'n man kan doen, kan 'n vrou doen. Al is ons in Pretoria dalk nog nie heeltemal daar nie, ek het hier 'n kragtige aanhaling vanuit Amerika uit, en ek dink dit is van toepassing, want ten minste in Amerika is hulle al langer in 'n samelewing wat die lyne tussen man en vrouens blur. Okay, wat die verskil tussen man en vrouens neerdruk en afdwing. Hierdie is 'n skrikwekkende quote van Scott Galloway, professor van bemarking by NYU Stern School of Business. Hy's 'n entrepreneur en 'n skrywer van baie merkwaardige boeke. Hierdie is spesifiek met betrekking tot mans. Al praat ons van mans en vrouens vanoggend. Hoor hoe sê hy, hierdie is die effek ten minste op mans in 'n Amerikaanse samelewing waar geslagte neergedruk word. Hy sê, there is no group in our society that has fallen further and faster than young men. 3 times more likely to be addicted. 4 times more likely to kill themselves. 12 times more likely to go to prison. 2.5 times as likely to be homeless. I say, if you think about it, we have a homeless, drug, suicide problem, yes. But what we really have is a male homeless, a male drug, and a male suicide problem. And unfortunately, because of the advantage that men have had years past, there is really a lack of empathy for them. No one
cares. I say, of all the people I hear from on this topic, the ones I hear from the most supportive are mothers. And it goes something like this. I have 3 kids, 2 daughters, 1 son. One daughter is at an Ivy League university. The other daughter is climbing the corporate ladder. And my son is in the basement vaping and playing video games. On any metric, young men are doing worse and falling further and faster than anyone. We, the USA, are creating a generation of millions of young men who are lonely and not economically or emotionally viable. And there's nothing more dangerous than a lonely, broke young man. The most violent, unstable societies in the world all have one thing in common: too many young men with no prospects. Wat my vang is daar waar hy sê niemand gee om nie. En ek dink hy's reg. Ek dink hy's reg. 'n neergedrukte, ambisielose jong man kan baie gevaarlik wees. Kyk, dis belangrik dat ons verstaan daar's baie redes vir hoekom dit so nie net in Amerika gaan nie, maar wêreldwyd so gaan met mans. Vaderloosheid bly 'n massiewe faktor wat 'n groot impak het op die samelewing. Maar steeds die punt bly staan, nog nooit in die geskiedenis van die mens was geslag oor die algemeen en spesifiek mans so geminag soos nou nie. Hierdie tragiese statistieke wys ons die nagevolge van 'n generasie van mans wat met geen Godgegewe rol groot word nie. Vanoggend wil God se woord ons herinner aan ons Godgegewe rolle, beide mans en vrouens. Dis wat Paulus probeer doen in 1 Korintiërs 11. Hy gaan sê, geslag is goed. Dit was God se idee, nie die mens se idee nie. En as ons hom vertrou, is dit nie net goed vir ons nie, maar dit is goed vir die hele ganse samelewing. Weer, al mag nie alles hier sin maak nie, Paulus se hoofpunt is duidelik, en hier is die hoofpunt. Hierdie is wat ons by gaan stil staan, by gaan bly, en hierdie gaan ons veilige vesting wees in 'n komplekse teks. Hier is ons hoofpunt. Mans en vrouens is uniek in rol, gelyk in waarde, en albei goed en nodig in die kerk. Mans en vrouens is uniek in rol, gelyk in waarde, en albei goed en nodig in sy kerk. Ons gaan vanoggend minder van 'n struktuur hê, ons gaan nie noodwendig punte hê nie. Dink so daaraan, hierdie is ons 1 punt. En ons gaan net deur die teks draf, in en uitspring, en heeltyd terugkom na hierdie hoofpunt toe. So kom ons begin. Voor ons enigiets kan verstaan van wat ons unieke rolle is as mans en vrouens, en voor ons hierdie teks gaan verstaan, moet ons die konteks verstaan. Daar is baie wat aangaan in die kerk van Korinthe. En Paulus spreek 'n komplekse situasie aan. Van dit is van toepassing op ons. Die beginsels onder al hierdie en ons Godgegewe rolle, dit is van toepassing op ons en op almal. Maar van dit is nie van toepassing op ons nie. Byvoorbeeld head coverings. Vers 4 en 5 help ons om 'n bietjie om verstaan van die kompleksiteit van wat aan die gebeur is in die gemeente. Kyk gou saam met my. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. Wat ons hier sien, is dat ons is besig om te praat oor die samekomste. So ons is in die kerk en ons is in die samekomste van die kerk. En in die samekomste van die kerk het beide mans en vrouens gebid en geprofeteer. Nou dit is basies om te sê, as jy een ding hier wil wegvat, dit is basies om te sê, beide mans en vrouens het 'n groot rol gespeel in die kerk se samekomste. Punt. As ons dit onthou, goed, reg. Mans en vrouens het 'n groot rol gespeel in die samekomste. Maar ek weet ek kan dit nie daar laat nie, al wil ek. So, kom ons praat gou oor profesie. Wat is profesie nou weer? Hier raak dit nou so 'n bietjie tegnies. Onthou, profesie is nie altyd wat ons dink dit is nie. Dit is nie iemand wat beheer verloor en die toekoms uitlê of so iets nie. Die Bybel sê profesie is 'n geestelike gawe wat beide mans en vrouens kan ontvang, waar iemand die geestelike vermoë gegee is
om God se mense te roep, om hulle verbondsverhouding met hom getrou uit te leef. Dit is wat Ou Testament profete gedoen het. God se mense was oor en oor teruggewys na hulle verbond toe met God. En hulle was uitgedaag om te lewe in die lig daarvan. Die klassieke taal wat ons baie keer gebruik is, hulle was covenant enforcers. In die Nuwe Testament en in Handelinge 2 wat Joël 2 aanhaal, sien ons dat beide mans en vrouens in die Nuwe Testament, in die nuwe verbond, beide mans en vrouens hierdie gawe gegee is. En natuurlik is die nuwe verbond Jesus. So profesie kan dan in die opsig baie dinge wees. Dit kan in baie plekke plaasvind, dit gebeur verseker in preke van tyd tot tyd. So wanneer God se woord bonatuurlik in 'n preek ons lewens uitdaag, dit sny ons harte, dit daag ons uit. Dit is 'n mate van profesie. Maar dis nie te sê vrouens het gepreek in Korinthe nie. Die gawe kan lyk soos baie goed. In 'n kleiner huiskerk opset, soos wat die Korinthe se kerk heel moontlik was, sou iemand, 'n vrou, opgestaan het en hulle bemoedig het op iets wat die Gees op haar hart gedruk het. Hulle verwys het na hulle nuwe verbond toe in Christus. Gesê het, lewe in die evangelie, kom ons verander ons lewens, kom ons lewe getrou in hierdie nuwe verbond. Dit sou 'n bemoedigende woord gewees het tydens 'n diens. Baie soortgelyk soos wat ons ervaar wanneer die band tussenin 'n liedjie ons terugroep om te fokus op Jesus. Maar dit kan ook lyk soos persoonlike en 'n persoonlike maar informele gesprek met iemand. Dit kan profeties wees. Waar die Gees jou woorde gee vir iemand wat regtig diep sny en hulle uitdaag en vir hulle lig op die paadjie is in 'n donker tyd waarin hulle is. Dit kan plaasvind in verskillende kontekste van bediening, soos pastorale koffies of gesinsgroepe. Of wanneer iemand vertel iemand van Jesus wat nog nie glo nie. Het is moeilik want selfs in die Korintiërs se kerk, hulle dinge baie anders gedoen as wat dit vandag gedoen word. Nie dat een reg of verkeerd is nie, maar ek weet dis nie so duidelik soos wat ek wens ek kon dit maak nie, maar hulle het 'n ander manier van doen gehad en ons weet nie presies hoe hulle dit gedoen het nie. Hulle het minder spasie gehad, hulle kleiner huisies gehad, die ritmes van die lewe in 'n antieke tyd was baie anders as nou. En so ek erken, dis wat ons weet, dis wat ons dink. Maar die punt is weer eens, in die lewe van die kerk, klein en groot, in die byeenkomste, reg deur die week en op Sondag, vrouens was groot rolspelers in die lewe van die kerk. Nou, dis alles reg en goed. As jy mooi kyk na die teks, dis stunning. Paulus het geen probleem dat vrouens so betrokke is in die samekomste nie. En net sodat ons verstaan, die feit dat vrouens so betrokke was, die feit dat vrouens sulke prominente plek gehad het in die samekomste, dit was radikaal in Paulus se tyd. Dit is verskriklik om te sê, maar in die 1ste en 2de eeu was baba dogtertjies selektief doodgemaak, omdat hulle nie seuns was nie. Die tyd waarin hierdie brief geskryf was 'n man-gedomineerde kultuur. En vrouens was selde prominente plekke gegee, maar in die kerk was hulle. Maar van die begin van die kerk af sien ons, vrouens was deel en geëerd. En dit was die norm. Dit is bewys deur kenners, sosioloë, wat antieke tekste gaan studeer, dat hoofsaaklik dat vrouens die majority was in die vroeë kerk. Vrouens was die grootste aantal mense in die kerk is vrouens. So wat is Paulus se probleem dan? As ons dink hierdie teks is daar om vrouens neer te druk, dit kan nie dit wees nie. Dit kan nie dit wees nie. Wat is Paulus se probleem? Paulus se probleem is nie 'n kwessie van waarde nie. Paulus se probleem is 'n kwessie van rol. Hy probeer sê, vrouens en mans is uniek in rol en gelyk in waarde. Vrouens mag en moet groot rolspelers wees in die lewe van die kerk. Paulus se burden nie, en dit is belangrik dat ons hierdie hoor, Paulus se burden nie, is dat in die verloop en in die lewe van die kerk, dat ons God gegewe rolle moet beskerm. Soos mans en vrouens saam bedien in die lewe van die kerk, moet vrouens nie mans se plek inneem nie. En mans moet nie vrouens se plek inneem nie.
Dis nou, gegee daai konteks, dat hierdie idee van 'n onbedekte kop bietjie meer sal sin maak. Maar, vinnig, net om ons bietjie voor te berei vir die volgende stuk. Soos ek hierdie verduidelik, gaan dit dalk vir julle voel soos 'n donker kamer met 'n skadu wat verskriklik intimiderend is. 'n Skadu, 'n figuur wat verskriklik intimiderend is. Ek onthou as kind, ek het een aand wakker geskrik, want in die donker sien ek daar iets wat lyk soos 'n intimiderende figuur. Maar toe ek my lig aansit, toe is dit net my baadjie wat gehang het oor my golfstokke. Ek dink van ons mag 'n soortgelyke ervaring hê, veral as ons nog nie baie gehoor het oor die Bybelse verstaan van geslagsrolle nie. Ons mag iets voel, soos ek praat, soos 'n intimiderende figuur. Maar hopelik, as ons God se hart sien, as ons hierdie preek en vir my 'n kans gee, as ons goeie gesprekke kan aanhou hê na die diens, as ons die groot prentjie verstaan, dan glo ek, die lig kan aangesit word en dit wat erg voel of erg klink, gaan net 'n baadjie wees wat hang oor 'n paar golfstokke. Okay. So onbedekte koppe, wat gaan hier aan? Onthou, dit gaan oor rol, nie waarde nie. Eenvoudig gestel in Korinte, in die tyd en plek waar hierdie kerk hulle self bevind, was sekere haarstyle en klere soos 'n veil of 'n shawl oor die kop, in Afrikaans 'n tipe van 'n chali wat oor 'n vrou se kop sou gesit word. Dit was 'n algemene teken van vroulikheid. In daai tyd en plek, dit was 'n algemene teken van vroulikheid. En daarom vir Paulus ook 'n teken van 'n vrou se rol. Dat sy mag bedien, maar as vrou en in haar vroulikheid onderdanig moet bly aan die leierskap van die kerk. Wat God besluit het, mans moet wees. So hierdie was 'n vroulike teken, wat goed was vir vrouens volgens Paulus, want dit was 'n teken dat vrouens onderdanig moet bly aan die leierskap van die kerk wat mans moet wees, want dis wat God besluit het. Die ou Engelse woord wat hierdie idee dalk bietjie beter verduidelik is die idee van decorum. Dit beteken what is fitting, suitable or becoming of someone. Dit is gepas. Dit was gepas en is mooi vir 'n vrou in daai tyd om 'n tipe van 'n veil of 'n shawl of 'n head covering. Dit was mooi, dit was reg. Dit was nie 'n teken van onderdrukking nie. Daar is in ons tyd ook simbole van decorum. Paulus se taal en sy beskrywings hier, as jy net hierdie teks kyk, is harde woorde. Hy praat van shame en dishonor en disgrace en 'n kaal geskeurde kop. Alles klink hard. Maar dis alles eintlik die taal van decorum. Hy praat hier, dink daaraan. In ons moderne era is daar ook simbole van decorum. Soos wat 'n rok in ons moderne era nie reg sou lyk op 'n man nie. Okay? Ons sal sê, dis shameful. Ons sal dit sê, ons sal sê, dis shameful as 'n man 'n rok dra. Dis 'n dishonor. Maar vir 'n vrou is 'n rok 'n teken van vroulikheid. Dis die mooiste ding. Dis haar honor, dis haar glorie. Dis reg, dis gepas, dis decorum. Soortgelyk in daai tyd was 'n tipe van 'n head covering vir 'n vrou. Dit was reg, dit was mooi. Hy praat ook hier van lang hare teenoor kort hare. Weereens, hy praat van die idee van wat daai tyd geag was as manlikheid en van daai tyd wat geag was as vroulikheid. En hy probeer dit beskerm, want hy probeer ons Godgegewe rolle beskerm. Hy wil hierdie tekens beskerm. En hoe meer ek daaraan dink, hoe meer dink ek, ja, maar in 'n tyd en plek van 'n samelewing wat praat van gender fluidity. Jy weet, gender is fluid. Jy weet, jy kan wees wat jy wil wees. In 'n tyd en plek waar ons samelewing sulke goeie sê, dalk is dit reg en goed, en ek dink dit is, dat ons vashou aan 'n mate van manlikheid en vroulikheid. Maar ek besef, hierdie tekens maak nie totaal en al sin nie, en ek weet dit is moeilik, maar ons onthou, daar staan 2000 jaar tussen ons en Korinte. So ons moet verwag dat nie alles perfek in plek gaan val nie, maar belangrik. Asseblief, moenie vashak aan die klere of die lengtes van hare nie. Moenie vashak aan die tekens nie. Vandag beteken 'n bedekte kop dalk net jy het 'n slegte dag met jou hare. Ek ken ook 'n paar vreeslike manlike boere wat nog nooit hulle hare gesny het nie, okay?
Ek gaan nie sê, dis 'n disgrace vir hulle in vandag se tyd nie. Dit was dalk toe. Die tekens het verander, die tyd het verander waarin ons lewe. En soos wat die tyd verander, het die simbole ook verander. Dit is belangrik dat ons dit hoor. Dit gaan nie oor die simbole nie, dit gaan oor die beginsel en die Godgegewe rolle wat onder die simbole was. En so kom 'n stappie dieper saam met my en kom ons kyk na die beginsels onder hierdie simbole. Kyk gou saam met my op julle tekste na vers 7 tot 9. Hy sê, a man ought not to cover his head, since he is the image of the glory of God. But woman is the glory of man. For man did not come from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. Okay, so lekker, soos wat dit dalk mag wees vir ons om as mans te hoor, man is the image of the glory of God. Ja, en woman is the glory of man. En jy weet, dit asseblief, dit is nie wat ons dink dit beteken nie. En als ek vroeër gepraat het van die intimiderende figuur, hierdie is 'n goeie vers. Dit voel intimiderend en dit klink dalk soos iets, maar dit is nie wat ons dink dit beteken nie. En baie van wat ek nou sê, gee kans. Ek gaan die lig probeer aansit. Paulus praat oor rol, nie waarde nie. In vers 7 tot 9, eintlik haal hy Genesis 1 en 2 aan. Waar God mans en vrouens geskape het, gelyk in waarde, maar elkeen met 'n unieke rol. Genesis hoofstuk 1 vers 27 sê, So God created man in his own image, and in the image of God he created them, and male and female he created them. So nie net sien ons hier die idee van geslag wat God se idee was nie, maar ons sien dat beide die man en vrou gelyk geskape is in die beeld van God. Gelyk. Both man and woman made in the image of God. Maar Paulus verander die woorde so bietjie. Sien jy, hy sê, nee maar, mans is the glory of God en vrouens is the glory of man. Hy verander dit so bietjie. Hoekom? Wat bedoel hy? Wat probeer hy sê? Paulus verwys na die feit dat in die skepping het God mans eerste geskape. Hy het mans eerste geskape sodat mans kan lei en heers en sorg en beskerm. Maar toe God sien dat Adam dit nie alleen kan doen nie, tweede skep God vir Eva vanuit Adam uit. Dis waarna Paulus verwys. Die feit dat Eva vanuit Adam geskep was, been uit sy been, vlees uit sy vlees. Die taal in Genesis 2, been uit sy been, vlees uit sy vlees, weer eens, dit kommunikeer dat hulle dieselfde is in waarde. Hulle is gemaak van dieselfde goed, vlees en been. Maar tog doen Genesis hierdie ding waar dit sê, Eva was geskep vanuit Adam uit. Eva was geskape want daar was 'n nood gesien in Adam. Hy kon nie sy roeping vervul nie. Eva was geskape as 'n goeie en belangrike helper. Dis die taal wat Genesis 2 vers 18 gebruik, helper. It is not good, Genesis 2, it is not good that man should be alone. I will make a helper fit for him. Dus soveel soos wat ons wil dink, helper beteken minder of in Engels inferior, glad nie so in die Hebreëse skrif nie. Die woord helper word op baie plekke gebruik vir God self. Hy is die helper in vele situasies. So weer eens, dit beteken nie 'n minderwaardige status nie. Die punt wat Paulus probeer maak is, Adam kan nie alleen lei en oor die aarde heers nie. En vir ons, om as die mensdom ons volle potensiaal te kan uitleef, kort ons mekaar. Ons kort mans se unieke bou en samestelling, sowel as vrouens se unieke bou en samestelling. Paulus probeer juist die punt maak in vers 11 en 12. Hy sê, as woman comes from man, so also man is born of woman, and everything comes from God. Wat hy sê is, sonder vrouens sou daar nie een man gesit het hier vandag nie. En ek praat nie net van geboorte nie. Okay, sonder vrouens sou nie een man hier gesit het nie. Hulle doen soveel vir ons. As die wêreld net 'n plek van mans was, sou die plek al lankal afgebrand het. En as die wêreld net 'n plek van vrouens was, sou die plek al lankal afgebrand het. Eva kort vir Adam en Adam kort vir Eva. Uniek in rol, gelyk in waarde. Die idee is,
komplementêr. Alleen is ons useless, saam is ons alles wat die wêreld nodig het. Ons is komplementêr. Maar dan gebeur Genesis 3. Ons unieke rolle was vir ons gegee voor die sondeval. Maar sonde is presies wat hierdie gesprek so kompleks maak. Die rolle word toenemend vasgestel in die res van die Genesis verhaal. Al het die slang eers vir Eva versoek en haar mislei, en al was beide Adam en Eva ewe skuldig, want Adam het ook God se gebod gebreek. Wat ons sien in die teks en in die verhaal is dat God eerste met Adam praat. Die rolle word vasgestel. God roep vir Adam. Hoekom? Want Adam is die leier, hy is die hoof. Die een wat verantwoordelikheid moet vat vir sy gesin en vir die gemors waar hulle nou is. In God en Adam se gesprek sien ons, Adam blameer vir Eva. Hy sê, dit is die vrou wat jy vir my gegee het. En daar kry ons eerste smaakie van die effek wat sonde bring in die verhouding tussen mans en vrouens. Hy vat nie sy Godgegewe leierskapsrol op homself nie. Hy vat nie verantwoordelikheid vir die situasie nie en hy blameer. Hy blameer. Ek hoop ons as mans besef dat God eendag ons gaan verantwoord vir hoe dit gaan in ons huise. Ongeag wat die samelewing sê, ongeag wat ons dink, sê of doen, ongeag wie die sonde pleeg in die huis, God gaan ons as mans verantwoord vir wat aangaan in ons huise. Die belangrikste woorde tog is eintlik Genesis 3 vers 16. Kyk na hoofstuk, kyk saam met my, hierdie is wat God sê, sonde doen aan ons verhouding met mekaar. Hy sê vir Eva in Genesis 3 vers 16, Eva, your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. Your desire, hierdie woord desire, dit beteken die begeerte vir vrouens gaan wees om te wil heers oor mans. Hulle wil die man se rol nou inneem. Hulle wil die een wees wat in beheer is. En mans gaan domineer. Mans gaan rule op 'n ongesonde manier hulle gesag gebruik. Ons sien in Genesis 3 die liefdesverhaal wat God bedoel het vir die man en vrou, ons sien dit verdwyn. Ons sien in sonde nou konflik. En ons sien onder daai konflik dat mans en vrouens se verhouding nou 'n magsstryd gaan wees. Wie is in beheer? En dis hoekom ons nou lewe in 'n tyd en 'n plek en in 'n wêreld waar ons harte wil rebelleer teen God se goeie ontwerp vir ons. Twee waarhede wat ons moet hoor in die lig van al hierdie. Eerste ene, die rede hoekom die Bybelse lering oor mans en vrouens se rolle so moeilik is om te glo, is omdat ek erken saam met julle, ek weet daarvan, daar is 'n moeilike geskiedenis. 'n harde, hartseer geskiedenis van mans wat hulle gesag misbruik. In plaas van 'n gesonde leierskap wat liefdevol en geduldig en dienend is. 'n leierskap wat wil beskerm en sorg. Nou kry ons kry domineerders. Ons kry mans wat hulle gesag misbruik, hulle steek lui weg, hulle blameer, hulle vat nie verantwoordelikheid vir hulle self of hulle gesinne nie. En die hartseerste ding van alles is dat God se woord al gebruik en gedraai was om hierdie soort van gedrag te verdedig. Veral die idee van die dominerende diktator, die Bybel was al gebruik om dit te verdedig en dit is nie reg nie, dit is nie verkeerd nie en daar's honderde tekste wat sê dis verkeerd. Dis nie wat God se woord ons as mans na toe roep nie. Maar die tweede realiteit, die tweede waarheid wat ons moet hoor is vrouens is ook nie onskuldig nie. Die rede hoekom hierdie 'n moeilike boodskap mag wees om van ons om te hoor. Die rede hoekom ek baie mooi en stadig en alles duidelik moet maak en mooi moet verduidelik is nie net omdat mans weggeval het van hulle oorspronklike roeping af nie, maar vrouens ook. Daar is 'n sondige begeerte vir man se plek in elke vrou.
Daar is 'n stem daar buite wat al hoe harder en harder skree in ons samelewing om mans totaal en al neer te druk en te vernietig, hulle godgegewe plek te wil vernietig. En die nagevolge daarvan is tragies. Ligpunt soveel soos wat ons harte wil opskop teen die idee dat God ons uniek geskaap het, met unieke rolle, maar gelyk in waarde. Hoor asseblief, hierdie rolle is baie, baie belangriker as wat ons dink. Ons geslagsrolle, dit waarna toe ons geroep word, dit is God se ontwerp. God, wat in beheer is, wat skepper is, dit is sy ontwerp. Hy het dit in ons ingebou. Of ons nou saamstem daarmee of nie, dit is wie ons is. Ek het hierdie week in 'n ander pastoor het dit so verduidelik. Hy het gesê, wanneer ons teen God se ontwerp gaan, dan is dit soos om te skuur teen die grein van hout. Dit bring splinters in ons lewe. Ons gebroke families, ons gebroke huwelike, die konflik, die seer, die stres, die statistieke oor vrouens wat nou uitbrand soos nog nooit tevore nie. Maar dan veral die statistieke wat ek vroeër gelees het van wat besig is om te gebeur met mans, veral jong mans. Dit is alles die splinters van om teen God se goeie ontwerp te draai. Dit is goed vir ons om hierdie te hoor. Hoekom maak Paulus seker dat hierdie geslagsrolle spesifiek in die kerk beskerm word? Daar's bietjie van 'n verwarring, want al hierdie speel uit in ons persoonlike huisgesinne. Baie van hierdie goed is waar daar, maar wat Paulus doen is, hy praat nie van vrouens en mans in hulle huisgesinne nie. Hy sê nee, hierdie moet in die kerk ook so wees. Hoekom doen hy dit? Nommer 1, nie om vrouens neer te druk nie. Vrouens was belangrike rolspelers en meer geëerd in die kerk as enige ander plek in die eerste eeu. Nommer 2, nie om vrouens se betrokkenheid in die kerk te ontmoedig nie. Weet jy, dis goed, dis so goed en belangrik. Ons albei is nodig vir die kerk. Ons almal, elke geslag moet 'n belangrike rol speel in die kerk se lewe. Dis iets wat ons moet celebrate by Ligpunt. Dis iets wat ek celebrate by Ligpunt. Dis iets waarvoor ek dankbaar is by Ligpunt. Alles van ons diakens tot ons bidders, tot ons lesers, ons personeellede, ons gesinsgroepe, die vleerbediening wat vir my voel, hulle vat Pretoria oor. Alles dit en meer is ons vrouens. Ons vrouens is daar, hulle is betrokke. En ons vind vreeslike waarde in ons vrouens. Ons is vreeslik dankbaar vir julle. En ons sou nie die kerk gewees het wat ons vandag is sonder julle nie. So, as dit nie daai rede is nie, hoekom? Hoekom beskerm hy hierdie rolle in die kerk? Want die kerk word voorgehou in die skrif as God se familie op aarde. Ons is 'n verteenwoordiging van die familie. Ons is 'n huishouding, noem die woord van ons. Ons is 'n huishouding van geredde mense. En net soos ons huise, net soos ons gesinne, ons huisgesinne, so moet die kerk ook 'n mate van 'n gesin wees, 'n familie wees, wat God se geslagsrolle verteenwoordig. En dis belangrik, die rede hoekom Paulus dit beskerm is, want ons is hier 'n alternatiewe koninkryk. Ons is hier 'n baken van lig vir 'n verlore wêreld. Daar's verwarring daar buite van wat is 'n man en wat is 'n vrou en wat moet ek wees? Wanneer mense in die kerk loop, moet dit duidelik wees. Wanneer mense in die kerk loop, moet hulle iets ervaar van wat die goedheid van wat 'n man kan wees en die goedheid van wat 'n vrou kan wees. Ons moet hier ons geslagsrolle verteenwoordig vir 'n verlore wêreld. Die kerk moet die Bybelse waarheid so uitleef dat ons 'n veilige vesting word in 'n de-mekaar wêreld. Pastor John Piper wat al vir dekades, ek dink 40 plus jaar bedien in Amerika. Hy noem 3 areas wat hy gesien het van agteruitgang, soos wat die samelewing geslagsrolle opgegee het daarop en vergeet het daarvan en minder beklemtoon dat vrouens goed is en mans goed is. Hier is 3 areas van agteruitgang wat hy noem. Hy sê
soos oor sy jare van bediening, hy sien meer ongesonde, gebroke en abusive huwelike. As ons nie van mans verduidelik wat hulle rol is en vir vrouens verduidelik wat hulle rol is nie, dan is daar meer sonde en meer gebrokenheid. Meer ongesonde en gebroke huwelike. 2, hy sê, in die laaste paar jaar sien hy ouerskapspraktyke wat nie meer weet hoe om seuns te leer om godvreesende mans te wees nie. En hy sien ouers weet nie meer hoe om hulle dogters groot te maak as godvreesende vrouens nie. Dit was hierdie snaakse mengelmoes en dit doen skade, dit lei skade aan. En die derde ene is hy sien 'n groter gevaar tot selfde geslags aangetrokkenheid. Ek sien net, ek lees net sy ervaring. Dis sy ervaring van my laaste, van dekades van bediening. Ligpunt, ek wil dit direk sê. Ons gaan nie vandag in ons kerk kopdoeke dra of so iets nie. Maar wanneer iemand in hierdie deure instap, dan behoort hulle steeds genoegsaam in ons houding en in hoe ons kerk opgestel is, hulle behoort in dit alleen genoeg te kan sien, dat mans en vrouens 'n unieke plek het, dat God gesag gegee het, gesonde gesag gegee het vir mans om uit te oefen oor die kerk. Hulle behoort te sien dat vrouens sterk, gewaardeerde, beskermde, volwaardige helpers is, wat gelukkig is. En hulle behoort te sien dat ons saam komplementêr is en dat hierdie 'n sterk en gesonde geestelike familie is. Dis waar dit gaan. As iemand hier instap, behoort hulle dit te beleef. Maar, soos ek vroeër gesê het, hierdie spoel ook oor in ons huise in. So kom ek praat net vinnig van ons gesinne by die huis. Ek wil erken en ek praat vir myself. Ons as mans kry hierdie nie altyd reg nie. Vir baie redes. Ons kry nie hierdie altyd reg nie. Maar een klein observasie wat ek al gemaak het, is dat oor die jare het ek al gesien, meer verantwoordelikheid vir my as man. Meer verantwoordelikheid. Die gewig en gesonde gewig wat die Bybel op my plaas, om te moet lei, te moet sorg, te moet beskerm, om my vrou en kind te moet dien. Hierdie goeders bring die beste uit my uit. Dis asof dit daaronder in my wegsteek en wanneer ek die geleentheid gegee word om hierdie rol in te neem, bring dit die beste uit my uit. Dit maak my lewendig. Ek voel nader aan God. Ek voel sekere sondes word letterlik minder in my lewe, want ek voel ek doen waarvoor ek gemaak was. Dit bring die beste uit my uit. Mans, hierdie is 'n roeptog, 'n uitnodiging vir ons om in hierdie rolle met trots in te tree, want dit gaan die beste uit jou uitbring. Dit is die rol wat God vir jou gegee het. Dis reg en dis goed. Ek kan nie praat vir vrouens nie. Ek gaan ook nie algemene, ek gaan nie 'n veralgemene maak en 'n oordeel uitspreek as ek nie weet wat aangaan nie, maar weet genoeg om te sê, vrouens, gee ons net die kans. Gee ons die kans. Ek weet jy kan die ding doen en heel moontlik beter doen. Gee ons die kans. Ek wil afsluit met 'n kragtige stuk uit Rebecca McLaughlin se boek uit. Sy is 'n begaafde PhD skrywer, 'n spreker en 'n verdediger van ons geloof. Sy is 'n uitstekende voorbeeld van 'n vrou wat al haar gawes gebruik tot eer van die Here. En ek wil spesifiek haar gedeelte lees, want sy deel in haar boek, sy erken, sy het verskriklik gesukkel met hierdie idee van geslagsrolle. Verskriklik gesukkel. Maar, hierdie mooi stuk wat sy skryf, sy sê, Jesus het haar oortuig. Haar hart was hard, sy kon dit nie verstaan nie, sy het gesukkel, maar Jesus het haar oortuig. So ek wil hierdie stuk lees, want ek glo Jesus kan ons oortuig, van alles wat God se woord ons geleer het vanoggend. Lees gesaam met my hierdie stunning stuk wat sy skryf. Sy begin en sy haal Efesiërs 5 vers 25 aan. Sy sê, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. How did Christ love the church? By dying on the cross.
by giving himself naked and bleeding to suffer for her, by putting her needs above his own, by sacrificing everything for her. We will never understand the Bible's call on men and women unless we see Jesus as the ultimate man. He had strength to command storms, summon angel armies, and defeat death. But his arms held little children. His words elevated women, and his hands reached out to heal the sick. Jesus' manly authority drove out traders out of the temple with a whip, but he also tenderly welcomed the outcast and the weak. After he had been mocked, beaten, and abused by his guards, Jesus was displayed to the crowds wearing a crown of thorns and a purple robe to ridicule his kingly claim. The Roman governor Pilate announced, "Behold the man." These words drip with irony. Jesus, beaten and humiliated out of love for his people, was and is the perfect man. No one who uses the Bible's teaching on marriage or roles, let's say, to justify chauvinism, abuse, or the denigration of women has truly looked at Jesus. Behold the man. Kom ons kyk na Jesus, soos ons worstel met ons tekortkominge, maar ook dit waarna toe God ons roep. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader in die hemel, ons goeie en wyse Skepper, wat die lewe gekies het vir ons, wat ons nou lewe. U het gekies wie ons is en wat ons moet wees. Vader, soos ons sonde sien, ons beperkings sien, soos ons die worsteling in ons hart sien, kom ontmoet ons waar ons is. Ontmoet ons waar ons is en mag Jesus die volwaardige teken van die liefde wees, soos ons worstel met hierdie goed. En mag ons ook 'n mate van herstelling beleef in Jesus, soos hy ons vergewe en liefhet, en soos hy vir beide mans en vrouens die volwaardige man is vir ons almal. Die een wat alles opgeoffer het vir ons redding. Ek bid dat ons harte te rus gestel sal wees in hom. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.